So Anton, vandag se vraag is oordink 'n teken van insig of 'n vorm van angs? So, Lisa, ek kan sekerlik vir dae lank hieroor praat want ek dink kom ons noem dit refleksie. Dalk 'n mooi woord vir oordink. Ek dink gesonde refleksie is baie doelgerig want ons probeer altyd om betekenis te maak oor goed, om perspektief te kry en dan uiteindelik tot 'n besluit te kom. Dis asof daar 'n begin, 'n middel en 'n einde is. Maar die probleem met oordink is dat dit baie oppervlakkig bly en ek sê dit met respek vir mense wat hulle self beskryf as oordinkers wat regtig probeer om dinge um in hulle kop en hulle gedagtes van sin te maak. Maar dit is baie keer nie net oppervlakkig nie, dis ook baie keer in 'n sirkel. So dis nie 'n mooi reguit lyn iewers hier nie. En ek dink mense wat baie oordink en ek vra hulle baie keer is om te sê so, hoe baie keer dink jy aan nuwe goed of is dit maar dieselfde tipe goeters wat jy oor en oor dink? En ek dink hierdie vorm van oordinking wys eintlik vir ons dat dit baie keer emosionele nood of frustrasie wat daar is, eintlik nog meer uitrek. Tweedens dat dit baie keer selfkritiek kan versterk. En ek dink die belangrike ding en hier's 'n belangrike konsep vir my, dis kognitiewe buigsaamheid. Met ander woorde jou vermoë om meer fleksibel te dink oor sekere goed, dat daardie kognitiewe buigsaamheid eintlik verminder. So dis nie 'n verdieping van jou denke nie, dis eintlik asof jou oordink passteek in sekere denke. Ja, nou so praat jy sien ek ewe skielik hierdie prentjie van as jy water in 'n koppie laat inloop, hoe dan net op een puntjie loop die water dan die hele tyd uit daar. En ek dis amper mens moet fokus op daai een puntjie. Dis die water bly maar hier in die koppie, maar hierdie een puntjie loop oor en loop oor en loop oor. Dis hoe ek dit in my kop sien. Ja, absoluut. En ek dink die belangrike woord wat jy ook in die begin gesê het is insig. So insig help ons om vorentoe te beweeg. Maar die ding van oordink is dit hou ons baie besig, maar jy beweeg nie regtig nie. Dit gaan nie regtig oor in aksie nie. En baie keer sal mense sê, ek weet ek skrik 2 uur in die oggend wakker en dan lê en dink ek oor wat ek alles môre by die werk moet doen. Of dan is ek bekommerd oor my verhouding. Weet, gaan my meisie met my opbreek? Of gaan my werk hierdie maand oorleef? En baie keer is dit in hierdie stiltye, ekskuus tog. In hierdie stiltye wat jou liggaam afskakel, maar jou brein skakel nie af nie. En ek dink die ander ongelukkige gedeelte is dat jy lê nie en dink aan al die positiewe goed wat kan gebeur nie. Jou brein is nie baie optimisties in daardie tye nie. Dit is eintlik baie meer besig om te dink aan onsekerhede. En ek dink wat baie problematies is as ons brein twee opsies het om aan te dink, die moontlike positiewe goeders wat kan gebeur, maar dan is daar ook die moontlike dinge wat kan verkeerd loop. Omdat jou brein jou probeer beskerm, is dit baie meer geneig om te gaan na die negatiewe toe, die dinge wat kan verkeerd loop, wat problematies kan wees. Daarmee saam is ons brein regtig baie ongelukkig as daar onsekerheid is. So onsekerheid is hierdie dinge wat ons nie weet wat die uitkoms gaan wees nie. Ek het môre 'n eksamen wat ek moet gaan skryf, ek het môre 'n belangrike vergadering, ek wag op 'n sekere verslag wat of terugvoer van iemand af en ek weet nie wat gaan gebeur nie. En nou begin ons in ons kop hierdie speletjies speel om te dink wat is dit wat kan gebeur? Wat is dit wat gaan gebeur? En sê nou maar net dit gaan gebeur en hoe gaan dit my affekteer of my besigheid affekteer of wat gaan die impak daarvan op my beroep wees of op my studies of wat gaan my maale sê as hulle hiervan uitvind? En oor dink ons eintlik dan aan nie alleen die negatiewe wat gebeur nie, maar ek dink ons moet ook dink aan die brein as 'n voorspellingmasjien. Dis asof jou brein hierdie kristalbal probeer soek om voorspellings te maak oor die toekoms. Maar weer eens, dit gaan baie keer oor risiko's. Dit gaan baie keer oor dinge wat vir my baie ongelukkig kan maak. Een van my gunsteling boeke wat 'n baie klink na baie simpel titel het. Die boek se naam is The Idiot's Brain van Dean Burnett. Ekskuus Lise. En hy beskryf daar hoe die brein baie maklik aannames maak. As daar gapings is, dan probeer hy die gapings vul deur stories op te bou. Maar in die meeste gevalle is die data onvolledig. So ons brein probeer voorspel, maar dit is moeilik om akkuraat te wees en eintlik weer eens ons brein se primitiewe stelsels
skop in om seker te maak ons oorleef. Of dit nou is oorleef in 'n verhouding, in die eksamens wat voorlê of in terme van die finansiële beplanning, maar ons breine is nie baie goed met voorspel nie. En dit maak baie keer hierdie aannames wat op baie nie net negatiewe inligting fokus nie, maar ook meer daarop fokus as ons negatiewe ervarings in die verlede gehad het. Nou, soos jy praat, dan besef ek die bewoording van hierdie vraag is eintlik fantasties, soos jy net ook gesê het, want dit kom vir my, klink dit, daarop neer dat jy gaan die insig moet hê om die oordink te kan stop of aanspreek. So Ja. soos jy nou gesê het, weet dat jou brein is so, ek dink ook mense moet altyd bewus wees, jy kan nie môre se toets, kan jy nie beheer nie. Ons kan net hoop vir die beste. Maar is dit so eenvoudig soos dink dit maar net nou? Sê net vir jouself, hou op met oordink. So, ek dink die twee goeders wil net vinnig daarbey wil aansluit. Ons kan baie keer oordink dinge wat gebeur het. Om te sê byvoorbeeld, ek moes nooit hierdie gesê het nie, want sy gaan nou kwaad wees vir my. Of ek moes nooit hierdie gesê het nie, want die hoof by die skool gaan nou dink ek is weet 'n flop, ek is 'n totale mislukking. Of dan ook vorentoe in terme van wat dan moontlik kan verkeerd loop. So ons hou onsself baie besig daarmee. Maar die probleem wat ek ook baie keer ervaar as ek mense in terapie sien, is dat hulle sê, maar ek weet al hierdie goed. Ek dink geweldig baie oor hierdie goed. Die probleem is net om dit te weet en daaroor te dink, help jou nie noodwendig altyd nie. Want natuurlik ons oordink skep dan ook vir ons hierdie fisiologiese reaksie in terme van ons wil onsself voorberei vir iets wat ons kan bedreig en dan hou dit jou uit die slaap uit. Of dit maak jou meer geïrriteerd en ander mense rondom jou ervaar dit anderste. Ek dink waar die woordjie insig so geweldig belangrik is in terapie en in ander aspekte van die lewe, is om dinge te aanvaar, soos jy nou gesê het, Lise, dat daar 'n klomp dinge is wat buite ons beheer is. En as ons by môre kom, is daar 'n baie sterk moontlikheid dat dit nie so erg gaan wees soos wat ons gedink het dit gaan wees nie. En as ons oor 'n jaar van nou af terugkyk, oor die goed waar ons wakker gelê het, gaan ons dalk dink, hoe kon ek so stupid gewees het om hieraan te dink, want dit was actually nie so erg nie. En nou het ek ander uitdagings wat ek nou oor dink en dalk oor 'n jaar van nou af gaan dit dalk nie so erg wees nie. So eintlik is dit so moeilik om hierdie onsekerheid net te tolereer en daarmee saam te leef. En ek dink die ander gedeelte is ook, dis nie net die fisiologiese ding nie, maar dis ook in terme van die insig wat ons doen op die emosionele vlak. So die werk van Thomas Borkovich wys vir ons ook dat iets soos worry dikwels 'n manier is om sekere emosies te vermy. Maar dit is makliker om te dink want dink is meer gestruktureerd, ons voel is meer beheerbaar en is baie keer minder intens as 'n sekere emosie. So ons kan baie keer eerder dink as voel en ongelukkig hou hierdie ding net aan en aan en aan en aan en aan en aan want dit is soos 'n hamster in 'n wiel wat net aanhou hardloop. En ons sê vir onsself, maar ons berei onsself voor vir dinge wat kan gebeur. Ons probeer dit beheer. Maar eintlik is dit besig om ons angsvlakke op te stoot. Dit verlaag ons vermoë om besluite te neem en eintlik al wat dit probeer is dit hou die probleem lewendig. So die idee dat as ek genoeg dink, sal alles reg wees is eintlik 'n baie belaglike idee, want dit gee ons nie noodwendig meer insig nie. En ek dink die insig kom daarin dat ons besef dat hierdie oordink raak 'n patroon oor tyd waarin ons vashou om te probeer beheer uitoefen of om te probeer voorspellings maak. Maar ons is nie baie goed om dinge te beheer wat môre gaan gebeur nie of om akkuraat te voorspel hoe dinge môre gaan uitwerk nie. En ek dink ook net om vir mense weer gerus te stel, dit beteken nie almal moet nou sielkundiges toe hardloop nou nie. Dis ook nie wat my sê nie. Daar's geweldig baie inligting op die internet oor hoe om oordink te kan aanspreek. En die klisjées gaan altyd die belangrikste wees, né, Anton? Hoe jy eet, Yes. hoe jy oefen, wat jy oefen, wanneer jy oefen, wat jy eet, wanneer jy eet en hoe jy slaap en hoe gesond jy slaap en jou slaaproetine en skermtyd. En ek dink die ander ding is ook net as jy hierdie oordink patroon, rotine in jouself raak sien,
skryf daai gedagtes neer. Dit klink nou so 'n basiese ding om te doen. Weet, sit dit op 'n diktefoon en dan môre luister jy weer daarna nadat daai dinge gebeur het waar jy so bekommerd was. En dan evalueer jy in terme van wat jy neergeskryf het, wat jy vir jouself gesê het. En dan dink jy, okay, so was dit regtig die werklikheid of was dit hierdie spooke wat ek opgejaag het? En dan die volgende aand en die aand daarna, dan doen jy dit weer. En dan kyk jy hoe baie van hierdie goed herhaal. Weet jy, in my kantoor het ek sulke wonderlike groot wit mure en ek sê baie keer vir mense, skryf al daai bekommernisse wat jy het, daai voorspellings op hierdie wit muur neer. En dan vra ek, okay, so in jou verbeelding het jy dit nou neergeskryf. Hoeveel van daai goed het regtig waar geword en hoeveel van hulle was eintlik net illusies geweest? En weet jy wat, ek wil amper sê 99% van mense wat ek sien wat praat oor angs byvoorbeeld, sal vir my sê daar's amper niks van hulle wat waar geword het nie. Daar's eintlik so min van hulle. Dit is natuurlik ook belangrik om te sê slegte goed gebeur. Maar dis nie die goed wat op die muur is nie, dis iets wat op die ander punt van die spektrum staan wat jy nooit sien kom het nie, wat verkeerd gegaan het. So ons voorspellingsmaniere, ons voorspellingsvermoë is beperk, maar ons doen dit om onsself veilig te hou. Maar dit is net 'n baie ondoeltreffende manier. So mense, as jy vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Jy kan gaan lees ook meer oor angs en angstoestande. Kan jy gaan lees op ons webwerf by wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer. Hy is 'n kliniese sielkundige Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek. Gaan lees daar, gaan kyk waar is hy, gaan kontak hom daar. En ja, die heel belangrikste aan die einde van die dag, soos altyd, kyk mooi na jouself.